Môre hoor ons van 'n ontstellende ding. Die ark is gebuit. Ons lees 1 Samuel hoofstuk 4. Samuel speel 'n baie belangrike rol in vanoggend se verhaal, alhoewel sy naam nie eers vermeld word nie. Eintlik begin die verhaal reeds by gister se storie, waar die Here vir Samuel die opdrag gegee het om vir Eli die boodskap oor te dra van die Here se oordeel oor Eli en sy nageslag. En dan word die jong seun Samuel sy heel eerste profesie presies net so bewaarheid. Dit het so gebeur. In die boek Rigters, wat afgespeel het net voor Samuel, lees ons van die Filistyne, wat hierdie arme Israel soveel hoofbrekens gegee het. Kyk maar net, wat het hulle met Samson gedoen? Nou raak hierdie einste Filistyne vir die hoeveelste keer haks met die Israeliete. En daar breek 'n oorlog uit. Israel trek vir die soveelste keer alweer aan die kortste end, en die Filistyne met hulle gevorderde wapentuig knou hulle liderlik af. Nie minder nie as 4000 van hulle manskappe sneuwel. Vir Israel is dit 'n gevoelige slag. Die manne sit koppe bymekaar en vra vir mekaar, waarom het dit met ons gebeur? Die gevolgtrekking wat hulle maak is dat dit alles die Here se skuld is. Hy is nie by hulle nie, dis verloor hulle. Nou kom ons gaan haal hom dan, besluit die manne. Die verbondsark was die simbool van God se teenwoordigheid by Israel. As hulle dus die verbondsark saam met hulle op die slagveld het, sal God mos ook daar wees, want dis mos waar hy bly. As hulle die Here by hulle op die slagveld het, sal hulle wen. So het hulle geredeneer. Dus laat kom hulle die priesters met die verbondsark. Hofni en Pinehas, Eli se 2 seuns, was ook saam met die priesters wat die ark op die slagveld moes besorg. In Israel se laar gaan daar 'n reuse kreet op wanneer die ark daar aankom, want nou het die Here daar aangekom. Terselfdertyd gaan daar 'n gekerm op by die Filistyne, want hulle het al te doen gehad met hierdie God van Israel. Hulle besef sommer dadelik dat hulle nou gedoem is. In plaas daarvan dat hulle egter die hasepad kies, soos enige regdenkende Filistyn sou doen, besluit hulle dat hulle maar hulle dood tegemoet sou gaan. Hulle sou maar 'n kans vat en teen die Israeliete en hulle God gaan veg. Maar dan gebeur die verrassende. Teen alle verwagtinge in, wen die Filistyne die geveg. Hulle loop skoon dwars oor die Israeliete en verpletter hulle, ten spyte van die teenwoordigheid van die Here en die verbondsark. 30.000 Israeliete sneuwel daai droewige dag. Dis egter nie al nie. Die ondenkbare gebeur en die Filistyne buit die verbondsark. Natuurlik is die priesters wat die ark moes versorg almal doodgemaak. Eli se 2 seuns, Hofni en Pinehas, was ook daar. Die 2 sterf saam met die ander priesters. En toe begin dinge interessant raak. Die handjievol Israeliete wat na die bloedige geveg oorleef het, spat uit mekaar en hardloop huis toe. Een van hulle kom in Silo aan. Daar tref hy die gryse ou Eli aan, waar hy in spanning op sy stoel sit en wag vir enige nuus uit die slagveld. Hy is bitter bekommerd oor die verbondsark, want hy het gevoel dat dit nie reg was dat die ark na die slagveld geneem moes word nie. Die ark behoort mos in die heiligdom. Wanneer hy die man sien aangehardloop kom, begin sy hart sommer wild klop, want aan die man se houding kan hy dadelik sien
dat hy die draer van slegte nuus is. Die mense van Silo hardloop die boodskapper tegemoet en begin dadelik kerm as hulle hoor wat gebeur het. Die gekerm bereik Eli se ore en dan weet hy dat daar 'n tragedie afgespeel het. Uiteindelik kry Eli die boodskapper onder oë en die man vertel hom: "Jou 2 seuns, hulle het op die slagveld gesneuwel." Natuurlik is dit 'n skok vir Eli, maar hy het dit verwag. Samuel het mos vir hom gesê dat dit sou gebeur, en so ook die man van God. Maar dan laat barst die kerel die bom. En die Filistyne het die verbondsark gebuit. Die verbondsark van God, rukte deur Eli. Nee, dit nie. Die skok van die nuus oor die ark is vir Eli so groot, dat hy agteroor val van sy stoel af en sy nek breek. Eli se dood is die tweede deel van Samuel se profesie, wat waar geword het. Maar daar's meer. Wanneer Pinias se swanger weduwee die tragiese nuus van haar man se dood en van die ark hoor, is die skok so groot, dat sy net daar in mekaar trek en in 'n kraam gaan. Sy noem haar seentjie Ikabod, wat beteken, waar is die eer? Die boodskap van hierdie droewige verhaal is baie duidelik. Moenie God probeer manipuleer nie. Die Israeliete het probeer om die Here te dwing om hulle 'n oorwinning te gee deur die ark na die slagveld te neem. Ons kan God nie dwing of manipuleer nie, op geen manier nie. Die vraag is dan, wat help dit dan nog dat ons bid en van God iets afsmeek? Die Here wil juis hê dat ons bid. Van daardeur erken ons totale afhanklikheid van hom. Maar dan moet ons terselfdertyd baie goed besef dat alles slegs genade is. Ek kan nie die Here se arm draai deur mooi dinge te doen nie. Om 'n voorbeeld hierdie dagstukkie te skryf is harde werk, maar ek kan nie daarmee God se guns wen nie. Ek doen dit slegs uit dankbaarheid vir wat hy alreeds vir my gedoen het. Kom ons bid saam. Dankie Here vir alles wat U vir my gedoen het. Ek wil U dien, Here, maar ek verwag nie guns daarvoor nie. U genade is vir my genoeg. Amen.